Ek is die afgelope tyd baie ernstig bedrywig in Filippense, Kolossense, Romeine en ek leer ongelooflik baie. My gunsteling teksvers wat ek al reeds aangehaal het hierdie week is Filippense 4 vers 5 en 6 wat God sê ons nie bekommerd moet wees oor enigiets nie, maar dit aan hom bekend maak en dan sal hy sy vrede vir ons gee. En die vrede het my 'n bietjie laat dink, want daai vrede is wat vir ons leiding moet gee in hierdie lewe. Ons lees in Kolossense 3 vanaf vers 15, lees ons, verder laat die vrede wat Christus bewerk het in julle lewens die deurslag gee, want as lede van die liggaam is julle tot vrede geroep en wees dankbaar. En dan gaan hy verder en hy sê, laat die rykdom van alles wat Christus leer, julle leefstyl bepaal. Wat het Christus ons geleer wat rarig rykdom is? Wat se rykdom het Christus regtig vir ons gegee? En ons kry die antwoord in Johannes 14:27, wat sê, my vrede gee ek vir julle. Ek gee nie soos die wêreld nie. Met ander woorde, die vrede wat Christus ons gee, moet eintlik ons leefstyl bepaal. Met ander woorde, as ons anxious is en ons is ongemaklik oor 'n ding, dan gaan ons op ons knieë en ons bid daaroor. Ons bid tot ons vrede het. En as ons vrede het, dan weet ons, God gaan voorsien. Want die vrede wat Christus gee, is die wete, die vaste wete, dat Christus alreeds die oorwinning behaal het. En hy het nie net die oorwinning oor die dood behaal nie, hy het ook die oorwinning oor ons lewens behaal. Met ander woorde, ons kan in daai oorwinning intap. Daai oorwinning is nie net vir die hiernamaals nie, daai oorwinning is terwyl ons nog hier is. Maar kyk, die kinders van die Here gaan nie dood nie. Ons lewe gaan net aan in 'n volgende dimensie. Ons word geesmense. En dit is die wonderlike ding wat ons eintlik moet besef. En ons moet ook toelaat dat God se vrede oor ons gedagtes waghou. Filippense 4 vers 7. Met ander woorde, ons moet kalm raak, rustig raak, en as die vrede van die Here nie in ons gedagtes is nie, moet ons bid tot ons dit kry. Jesaja 26 vers 3 sê vir ons, u bewaar elkeen wat op u vertrou in vrede, die mens wie se gedagtes op u gerig is. Ons gedagtes op God gerig bring vir ons vrede. En in Johannes 16 vers 33 het Jesus sy disippels geleer en afgesluit met hierdie woorde, ek sê hierdie dinge vir julle, sodat julle in my rus en vrede kan vind. In die wêreld sal julle swaar kry beleef, maar skep moed, ek het die wêreld reeds oorwin. En dit is ons sleutel op 'n gelukkige lewe gelei deur die Heilige Gees. Ons maak staat op vrede in ons hart en ons bid tot ons daai vrede ontvang. En onthou, daai vrede is nie regtig moontlik in konflik nie. As ons konstant konflik veroorsaak of ons is konstant in konfliksituasies, is dit nodig dat ons terugstaan en kyk hoe kan ons die konflik stil maak. En die teenoorgestelde van vrede is konflik. Alles wat met konflik kom is nie van die Here af nie. Hemelse Vader, ons eer en verheerlik en ons prys U naam en ons aanbid U. Ons wil vra dat U vrede vandag werklik in ons harte sal vasmaak en laat dit ons guidance sal wees deur hierdie lewe. In Jesus se naam, amen.